Baie welkom almal van u wat vanaand hier is. Vir die van u wie ek nog nie meer gepraat het nie, voorspoed vir die nuwe jaar. So hoop dit gaan regtig 'n geseënde en wonderlike jaar in Christus wees. Ek wil graag begin met hierdie sessie, maar voordat ons begin, gaan ek vir pastoor Benny Pretorius vra om net vir ons te open met gebed asseblief. Baie dankie Johnny. Vader, baie dankie dat ons hierdie wonderlike voorreg kan hê om net so 'n bietjie te kan gesels. En terwyl hierdie wêreld al reeds aan die gang is met 'n klomp programme en 'n klomp dinge, dank ons U dat ons vanaand as broeders en susters net 'n oombliekie in die teenwoordigheid van U mag kom, want waar 2 of 3 in U naam vergader, daar is U in ons midde. En ek vra dat U dan hierdie sessie sal seën en dat hierdie 'n besonderse kosbare sessie sal wees. Ons dank en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie pastoor Benny. Welkom elke een in terme van tempeldialoog, veral vir die van u vir wie dit die eerste keer is. Die idee agter tempeldialoog is presies, ek dink soos pastoor Benny nou gebid het, net vir daardie kans om 'n bietjie stil te raak, tussen mekaar 'n bietjie te gesels. Dit is regtig, die doel is vir dialoog. So ons wil graag saam praat en ons forceer dit eerstens deur 'n gesprek op 'n paneelvlak te doen, plek daarvan om dit op 'n lesingsmanier aan te bied. Wil ons graag hê daar moet gepraat word. En as die geleentheid later kom, dan wil ek u baie verwelkom om asseblief die mikrofoon aan te sit, kamera aan te skakel, dat ons u kan sien. Maak asseblief gebruik van die kletsfunksie. Dit gee u ook 'n geleentheid om insette te gee, en dan na die tyd as ons vir die vra om terugvoer te gee, dan waardeer ons dit. Regtig dit het gehelp vir ons in terme van die planne wat ons het vir hierdie jaar, vir die gesprekke waar ons gaan praat. Ons doen dit eenmal 'n maand. So dit is 'n lekker kans om oor iets te gesels, en is vir my tog belangrik dat ons praat oor onderwerpe wat vir u ook belangrik is, wat vir u verskil maak. Ons wil dan graag praat oor 'n onderwerp vanaand, het ons dit genoem, en dit is die moderator se idee, so ek gaan binnekort vir hom oorgee om ons 'n ordentlike inleiding te gee, om te praat daaroor dat ons afgesonder is, maar nog doelmatig. Ek het dit opgestel dat die primêre doel is om ons te help om te onderskei hoe om 'n heilige afgesonderde lewe prakties nog steeds kan saamgaan met doelmatige en impakvolle teenwoordigheid in die wêreld. Om die spanning tussen heiligheid en relevantie eerlik te verken, en hoe om Bybelse riglyne te ontdek vir hoe ons kan leef sonder om te kompromiteer of te onttrek. Ek het 'n vinnige gedagte gehad in terme van inleiding. Ek wil nie regtig veel daaroor praat, maar ek het gedink dit is nuttig dalk om net 3 tipe konsepte in jou kop te hou. Miskien werk een vir jou beter as die ander, maar ek het gedink aan die eerste een wat sê sout bly sout. Selfs al gooi jy dit in water, dit word opgelos. Sout werk juis wanneer jy dit meng met iets anderste. Anders kry sout nie regtig tot sy ware potensiaal nie. Die kerk behoort gesien te word as 'n brug, nie 'n muur nie. Niemand van ons het ten doel om mense uit te hou nie. Ons probeer juis om 'n spasie te maak tussen mense wat verlore is en die verlossing wat ons aanbied. En dan die laaste prentjie wat ek in gedagte gehad het, was net, dit is soos 'n boom met wortels. Ons is dalk afgesonder in ons fondasie waar daar die wortels groei en waar daar die wortels hulle krag kry. Maar in die wêreld moet hy gesien word, doelmatig in uitkoms. Pastoor Corneille, ek wil graag aan u oorhandig. Ek weet u het meer gedagtes hieroor. Johnny, baie dankie ook vir die inisiatief en dankbaar vir hierdie geleentheid. Geseënde broeders, wonderlik om terug te wees in die regte land van melk en honing. Ek was in Israel vir 'n week, maar wonderlik om saam met julle te wees. Is my tog belangrik dat ons net hierdie saak aan die begin van die jaar moet vat, soos wat ons gesê het. Ons wil graag in heiligheid lewe, maar ons wil nog steeds doelmatig wees. En ek dink baie mense het baie keer die miskonsepsie, en dan gryp hulle natuurlik na sake wat nie nodig is in die kerke wêreld nie. Nou, broers, dis my uiters belangrik dat ons dan vandag net 'n bietjie mekaar se gedagtes en harte sal hoor, en ook Christus se hart sal hoor rondom heiligheid. Kyk, want heiligheid het ons mos gekoppel aan sekere dinge wat ons vir onsself standaarde gemaak het, en as 'n mens nie volgens dit kyk en 'n paar ander goed doen, as hy net daai goed doen, dan is hy ten minste heilig. So heiligheid moet net geïdentifiseer of geplaas kan word onder wat is werklike heiligheid. Nou, ons
ek sê dit baie en ek het dit baie gesê, dat ons maak heiligheid, ons stel dit te hoog, ons stel die hele kerk se standaard te hoog, en daarby bedoel ek nie, ons moenie standaarde hê nie. Ek bedoel net, Christus het aarde toe gekom om dit vir ons moontlik te maak. So hoe gaan ons dan nou in heiligheid kan wees? Die maklikste is om 'n Christus identiteit in die hande te kan kry. Ek hoor baie mense sê baie keer gereeld hierdie woorde, dis nie ons kerk nie. Broers, ons moenie praat van dis nie ons kerk nie. Ons moet praat, is dit Christus se identiteit of is dit nie? Want ons is op aarde geplaas net om 'n identiteit te kan plaas. Daar is selfs groepe mense, en sekerlik nie onder ons almal nie, is daar mense wat hulle self onttrek uit die samelewing, en hoe meer hulle self onttrek, hoe heiliger dink hulle is hulle, hoe minder hulle met ander te doen kry, hoe heiliger dink hulle is hulle. Nou die Almagtige stuur sy seun aarde toe, wat stikkend gebroke is, en hy kom toon sy heiligheid aan hulle, jy weet, so heiligheid moet eintlik deur my en jou self gemodelleer word. Ek en jy moet die model wees van heiligheid. Inteendeel bid Jesus hierdie woorde, en ek wonder, ek dink miskien het Johnny dit iewers ook hier saamgevat, miskien het hy, as hy nie het nie, gaan ek dit sommer vir julle ook noem, maar die Here Jesus sê ons in Johannes 17, en hy bid vir sy disippels, hy sê, Vader, hulle is in hierdie wêreld, maar hulle is nie van hierdie wêreld nie. Sodat ek en jy in hierdie wêreld gaan bly totdat Jesus kom of totdat ons dan gaan sterf, is 'n gedwonge feit. Maar ons kan Christus in hierdie wêreld wees en laat die wêreld kan sien dat die kerk het Christus geword. Dit is vir my so mooi gewees hier wat Johnny sê van sout bly sout. Maar dit werk juist wanneer dit meng. Dis eers wanneer sout krag het, is wanneer dit met iets gemeng word. En ek en jy moet by die punt kom wat ons sê, ons gaan afgesonder vir God lewe. Nou afgesonder is, sê ek weer, is nie om jou te weerhou van ander mense of geleenthede nie. Dis juis dat wanneer ek by so 'n geleentheid kom, dat mense kan sien, maar ek lewe 'n heilige lewe voor die Almagtige. Ons het nie nodig om na hulle vuil grappe te luister nie. Jy het nie nodig om na al hierdie dinge in te stem nie, maar moet jou nie self onttrek nie. Heiligheid is nie 'n ontsnapping uit die wêreld nie, maar 'n geheiligde teenwoordigheid in die wêreld. En dis maar die kort wat in my hart lê. Johnny, baie dankie. Uitstekend, dankie Pastoor Corneille. Ek het inderdaad 'n paar skrifgedeeltes wat ek graag net vir u wil voorhou in terme van konteks. Ek het hulle nie op die skerm nie, so u kan altyd op die opname, al die opnames van ons Tempel Dialoog probeer ons so ver moontlik om beskikbaar te hê op ons amptelike YouTube kanaal, so as u iets gemis het en dit dalk weer wil luister binnekort na die geleentheid, dan probeer ons dit daar plaas. Die skrifgedeelte is eerste een wat ek aan gedink het was Romeine 12 vers 2 waar hy sê, word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Johannes 17, ek dink dis waaroor Pastoor Corneille gepraat het. Ek bid nie dat hulle uit die wêreld weggeneem word nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek hulle ook in die wêreld gestuur. 1 Petrus 1 vers 15 en 16, maar soos hy wat julle roep is heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. En dan 1 Petrus 2 vers 9, een van my gunsteling skrifte, ek hou daarvan in Engels, hy sê, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Ek dink dit is genoeg van 'n inleiding en ek wil nou oorgaan na 'n gesprek toe waar ons kan hoor van die verskillende paneellede, net om hulle vinnig aan die bekend te stel vir die wat dalk al nie weet nie. Pastoor Corneille dink ek ken almal, ons moderator en hy het reeds gepraat. Dan is Pastoor Rian Barwise, ons direkteur van opleiding, ook saam met ons van Sanien gemeente en ook Pastoor Penny Pretorius, streeksvoorsitter in die Wes-Kaap en presiderende pastoor in Parow gemeente. Die manier waarop ons die gesprek gaan probeer voer is, ek het, kom ons sê, vier gedeeltes, vraaggedeeltes, hulle het subgedeeltes om, en ek dink om het maklikste te maak, sal ons deur die volgorde gaan. Ek dink ons gaan dit omdraai, so ek gaan begin Pastoor Penny eerste, dan Pastoor Rian en dan Pastoor Corneille. Elkeen 'n kans gee om te antwoord op, en natuurlik as daar wederwysige gesprekvoering is, ons het geen probleem daarmee nie, dit is altyd goed vir dialoog. So die eerste vraag is,
wat verstaan jy onder 'n afgesonderde lewe in vandag se konteks? Hoe trek 'n mens die lyn tussen heiligheid en wettisme en hoe help mens leiers om hierdie begrip gesond te vorm? Ek weet dit is 'n komplekse vraag, maar Pastoor Benny, miskien kan jy rondom die hele idee dink. Waar sien jy dit? Waar is dit van toepassing? Hoe werk dit? Hoe laat jy dit vorm in leiers se gedagte? Goeienaand en baie dankie Johnny dat jy my sommer dadelik begin met die komplekse vraag. En so interessant, dis 'n baie interessante onderwerp en ek is so dankbaar vir dit. So heiligheid vir my begin uit 'n verhouding met Jesus. Dis waar die grondslag lê. Heiligheid is vir my 'n absolute verhouding wat ek het met Christus. Met ander woorde, in my daaglikse bestaan in my lewe, probeer ek so ver as moontlik soos Jesus leef. En dan wil ek ook dan die beginsels van Jesus navolg. Dit beteken dat daar sekere tye is van afsondering, dat daar sekere tye is waar ek myself 'n bietjie eenkant hou. Maar dit beteken ook dat Christus se karakter deel word van my lewe. Met ander woorde, wanneer ek 'n heilige lewe het, dan stel ek myself beskikbaar om soos Christus te kan word. En is gewonder dat die skrywer sê mos, minder van my en meer van u. So dit is so belangrik om te verstaan dat heiligheid eintlik nie gaan oor dat ek nou totaal en al verwyder is en ek myself onttrek het aan mense en ek myself weerhou om na braais toe te gaan en by familie te gaan kuier en glad nie tussen slegte mense te kan kom nie. Ek dink aan 'n Amerikaanse prediker wat eendag gesê het, hy het van 'n vliegtuig gekoop, want daar's te veel demone op die ander vliegtuie wat hy nie meer moet vlieg, jy weet. So ek dink net dat die verhouding met Christus is so belangrik. En dit beteken nie dat ek wetties raak nie, maar dat ek juis geesgedrewe raak. Galasiërs 5:16 herinner ons mos en sê, wandel deur die gees. En dit is vir my seker een van die belangrikste elemente van my lewe, is om deur die Heilige Gees te wandel, om soos Christus te word, maar juist dit by die wêreld te kan uitkry, dat mense dit kan beleef en kan ervaar en kan stuur. En ek stem saam met wat Corneille gesê het, met Johnny se prentjie hier van sout wat gemeng word. Jy kan dit meng, maar dis juist dit wat smaak gee. En daai verhouding met Christus, dis vir my die belangrikste. En dan wil ek net nog hierdie sê, dat ons haal maklik gou Romeine 12 vers 2 aan, maar vergeet ook dat Romeine 12 vir ons leer en sê, ons moet ons liggame stel as lewendige, heilige en aan God 'n welgevallige offer. En dan sê hy, dit is maar net jou redelike godsdiens. So dis nie hierdie besonderse iets wat ek bereik het nie. Dit beteken net dat ek vir Christus leef en daarom sal ek in heiligheid voor hom kom, maar tog by 'n wêreld uitkom wat hom so nodig het. Uitstekend, baie dankie Pastoor Benny. Ek sien Jaco van der Merwe sê hier op die kletsgedeelte, is amper asof party dink dat die heiligheid beteken jy leef soos 'n antieke Bybelmuseumpop. Moenie raak nie, moenie beweeg nie, moenie glimlag nie. Maar heiligheid beteken nie perfek nie en dit beteken beslis nie pretloos nie. Gesels asseblief saam, sê vir ons iets in die kletsgedeelte en gee ons 'n kans vir Pastoor Rian om te antwoord op die vraag. Ja, so vir my, wat beteken afgesonderheid? Die eerste ding wat by my opkom as ek aan die woord dink, dan beteken heiligheid vir my om nie te isoleer nie, want baie ons dink heiligheid is isolasie, maar heiligheid beteken vir my om jouself toe te wy. Nou daar is 'n groot verskil tussen isolasie en toewyding. Nou ons het al reeds 'n bietjie gepraat oor die sout en ek wil so 'n bietjie net my gedagte dan ook met julle deel. Daar in 2 Timoteus 2 vers 20, dan praat die skrif die volgende, ek wil graag vir julle lees. Hy sê daar, maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk, en sommige tot eer en ander tot oneer. Nou wat baie duidelik is hier, is dat hy praat van die huis, dis die plek waar ons bly, dis waar ons elke dag lewe. Hy sê in daardie huis is daar verskillende voorwerpe, goud, silwer, edelgesteentes, hout, hooi en erdewerk.
Maar dan kom die uitspraak van Jesus in daai gedeelte. Hy sê, maar van hulle is tot eer en ander tot oneer. Dit is so duidelik dat ons nie die twee van mekaar kan wegvat nie. So dit beteken dat wat binne 'n huis gaan jy altyd die ou kry wat nie afgesonderd is nie, en ook die ou wat afgesonderd is. Maar, kyk wat sê vers 21, hy sê daar, maar as iemand hom dan hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp van eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, en toeberei vir elke goeie werk. Nou, as 'n mens vinnig hierna kyk, laat ons net ons gedagtes vir 'n oomblik gaan, dan gaan ons dadelik sien, dat hier binne in die huis is daar 'n besem, en daar is 'n koppie, en daar's 'n piering, en daar's 'n koppie, en daar's verskillende voorwerpe. Maar die Bybel sê nie daar dat ons 'n spesifieke voorwerp moet wees nie. Hy sê vir ons wat wel belangrik is. Jy kan enige voorwerp wees. En ons moet verstaan vanaand dat ons bedienings kan verskil, dat mense kan verskil. Die een is dalk goud, die ander een is dalk silwer, die ander een is dalk die ou besem, maar jy weet jy het daai besem nodig om die vuil goed by die huis uit te vee. Maar die voorwaarde van afsondering hier volgens Timoteus is, as iemand hom deeglik reinig, so met ander woorde ons moet skoonmaak, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here tot elke goeie werk. So dit sê vir my baie duidelik dat afsondering beteken nie om alleen te wees nie. Dit sê ons moet juist tussen mense wees waar hulle ons goeie werke kan sien en waar ons dan bruikbaar sal wees. Wanneer ons die verkeerde sien, dan moet die besem tydjie skoonmaak. Hy is dalk nie hy het dalk nie so 'n goeie eer soos die goue koppie nie, maar dis duidelik dat in elkeen se bediening is die opdrag om dan afgesonder te wees, is maak seker dat jy is skoon, maak seker dat jy geheilig is en bruikbaar is. So van my kant af, as ek nou weer 'n bietjie na die woord kyk, afgesonder, dan beteken dit dat ek as 'n persoon moet eenkant gesit word vir God se doel. So dis punt nommer 1 vir my. Ons moet eenkant gesit word vir God se doel, dis nie isolasie nie. Afsondering beteken nie dat ek is beter as ander mense nie. Ek het 'n spesifieke doel, miskien is my ou werk taak in die huis om die ou besem te wees. Maar ek moet bruikbaar wees en ek moet geheilig wees. Die tweede ding is, ons is nie verwyder van mense nie, maar toegewy aan die Here. So vir my sê hierdie gedeelte van afsondering dat wanneer ons toegewy is, dan beteken dit dat ons het 'n samelewing waarin ons moet wees, die sout wat deel is van die aarde. Nou, die Bybel praat ook daarvan, hy sê as die sout laf geword het, waarmee sal gesout word? Wat beteken dit as die Bybel sê sout word laf? In my woorde maar, jy is nie meer betrokke nie, jy leer, jy verkondig nie meer die evangelie nie, jy laat nie jou lig skyn nie. So, in daardie opsig, moet ons bietjie gaan kyk na die voorbeeld van Jesus. Jesus het tyd gemaak om af te sonder. Ons lees baie in die plekke in die Bybel dat hy was in die tuin van Getsemane alleen, hy het in die oggend opgestaan om te gaan bid, en ons weet uit die aard ook, hy was afgesonderd 40 dae in die woestyn vir 'n spesifieke tyd. So daar's tye in ons lewens wat ons regtig moet tyd spandeer, dissipline toepas om kontak te maak met die Here. Maar Jesus het nie die hele tyd in die woestyn gebly, die hele tyd in die tuin van Eden en die hele tyd by die plek waar hy gebid het nie. Hy het elke dag tussen tollenaars, tussen sondaars gaan sit, hy het aan die malaatses geraak. So dis belangrik dat ons vandag moet weet dat hy wat die seun van God is, het nie om afgesonder van die wêreld nie. Hy was in hierdie wêreld om die lig te laat skyn. So van my kant af voel ek dat daar is 'n bietjie van 'n heilige afsondering ook, waar mense so afgesonderd raak dat hulle net hoogmoedig word. Hulle veroordeel mense, hulle onttrek hulle van die kerksmense want hulle wil nie nou met die lawwe mense te doen hê nie. In my woorde nou. Maar is ons dan nie die lig van die wêreld wat juis in 'n donker plek moet skyn nie? So hier is waar die Here wil hê ons moet regtig nie ons krag verloor nie. Dis tyd dat die kerk opstaan en uitbeweeg na die sondaar, uitbeweeg na die tollenaar. En daai afsondering beteken dat ek is gestuur vir 'n doel. Ek is eenkant gesit vir God om sy werk te doen en lig te laat skyn. So vir my is afsondering absoluut in daai inisiatief waar die Here vir ons sê, ons is gehoorsaam, ons leef in heiligheid, maar ons is nog in hierdie wêreld, maar nie deel van hierdie wêreld nie. Dis daai brug wat Donnie daar verwys het op die prentjie, wat wys, ons moet 'n brug bou tussen hulle wat nog nie skoon is nie. Met ander woorde, ons is in hierdie huis, daar's voorwerpe van oneer, maar maak hulle deel van die huis. Kry hulle in die kerk, maak hulle betrokke. Maar daar is tog 'n proses van heiligmaking dat ons moet skoonmaak en ons moet reinig en ons moet daai voorwerp van eer wees sodat ons geheilig kan word en bruikbaar kan wees vir die Here. Ek weet ek het baie gesê, maar in kort, dink net waarna ek gepraat het toe ons begin het, heiligheid is nie isolasie nie, maar is 'n toewyding aan God. En dit is belangrik dat ons vanaand bietjie daaroor kan gesels. Dankie, Pastoor Johnny. Uitstekend, dankie Pastoor Rian. Pastoor Corneille, die laaste woord op hierdie onderwerp. Baie dankie Johnny en vorige sprekers. Ek wil graag net by jou twee vrae bly. Eers net gevra, waar trek ons die lyn tussen heiligheid en wettisme? Nou, as julle sal onthou dat die tempel is opgedeel gewees in verskillende fasette van die voorportaal, die heilige en ook die allerheiligste.
En ek kom al hoe meer agter dat die allerheilige wat nou vandag amper in die kerk heel voor is, maak dat daar nie meer mense by die voorportaal inkom nie. Want ons wettisme en goed wat ons wil graag verkondig maak dat mense nie vrymoedigheid het om daar dan te wees nie. Dit lyk vir hulle te oulik. Nou, daar's maar 'n gesegde wat seker oral die ronde doen. Ek het dit baie in Helderberg gesê en in my vorige gemeentes, dat ons gemeente is nie 'n vertoonlokaal van heiliges nie, maar dit is 'n plek waar siekes en gebreektes almal kan inkom sodat hulle gesondmaking kan kry. So ons moet baie daarop let dat ons in ons kerk, onder ons dienste en wat ons daar ook al doen, nie so heilig voorkom dat daar geen hoop is vir 'n sondaar nie, want alles gaan vir my oor koninkryksbou, alles gaan vir my oor sondaars moet tot inkeer kom. My hele manier wat die Here my gered en gevorm het, is dat daar moet mense tot bekering kom. So, ons moet eers daarna kyk. Nou is die vraag wat hy vra, hoe help leiers om hierdie begrip gesond te vorm? En eintlik het my vorige broers dit reeds regtig gesê en gedoen, maar een van die belangrikste dinge het pastoor Rian genoem, dat Jesus het 'n afgesonderde lewe gelewe, en daarin is natuurlik 'n groot saak en vorm van heiligheid. Maar hy was nie permanent daar nie, hy was meer tussen die ander mense. En sy uitlating, Jesus se uitlating self, sy sê, alles wat ek julle gesê het, het ek by my Vader gehoor, en alles wat ek doen, het ek by my Vader gesien. So dit is die afgesonderde deel. Die afgesonderde deel is eintlik dit wat die wêreld nie sien nie. En ons probeer dat die wêreld moet sien ons is afgesonder. Die afgesonderde lewe van Jesus het die wêreld en die mense by die bergpredikasie nie gesien nie. Sy paar disippels rondom hom het wel gesien dat hy afgesonder geleef het, maar hy was altyd betrokke in die wêreld. En dis wat ek en jy moet by uitkom. Baie dankie, Pastor Johnny. Uitstekend, baie dankie. Daar's soveel gedagtes op die oomblik wat rondhardloop, maar ek gaan maar hoop dit kom uit deur van die gesprek. Ek dink aan die ouens wat lief is daarvoor om te hardloop na skrifte, soos Psalm 1, welgeluksalig is die man wat nie sit in die skring van die spotters nie, en dan gebruik dit as 'n verskoning om weg te bly by die wêreld wat ons soveel nodig het. Die ander gedagte was net, pastoor Corneille het amper daar geraak in die rigting van, mense kom nie in die voorportaal nie, vat ons nie iemand wat by jou die eerste keer besoek, die oomblik as hy by die huis instap, dan jaag jy hom badkamer toe en sê, gaan was jou hande nie. Ons het ons 'n volgorde waarvoor ons dit doen. Dit is belangrik dat ons dit reg doen. So, kom ons gaan na die volgende vraag toe. Ek wil net u almal herinner, ek sien daar's 38 mense vanaand aanlyn, die van u wat nie van die begin af hier was nie. Ons sal dit weer plaas op die kletsfunksie. Sal ons net weer die link plaas daar asseblief. Gaan meld daaraan, maak seker die vul die inligting in. Dis net sodat ons kan 'n register hou van almal wat wel die opleiding bygewoon het. Dit is vir ons baie belangrik dat ons dit kry. Vraag 2. Hoe lyk 'n doelmatige Christen se lewe buite die kerk se mure? Watter praktyke help gelowiges om lig te wees waar hulle leef en werk? En waar sien jy ware impak sonder kompromie? Pastoor Benny. Dis so belangrik dat teenwoordigheid nie sal beteken dat ons kompromie maak nie. Dit beteken dat ons voete op plekke gaan sit waar ons gewoonlik gedink het ons gaan nie by uitkom nie. Is dit waar Christus geloop het mos maar. Christus het juis saam met tollenaars gesit en eet. Nie saam met fariseërs nie. Hy het melaatses aangeraak en nie by die gesondes heeltyd stil gestaan nie. Hy het meer saam met sondaars gekuier as wat hy saam met kerkmense gekuier het. Juis omdat hy 'n verskil wou gemaak het in mense se lewens. So teenwoordigheid is weer eens nie 'n kompromie nie. Dit beteken dat ons net 'n verskil wil maak. Daar's 'n pragtige lied wat iemand sing en ek kan nie onthou wie is die sanger wat dit nou regtig sing nie, maar hulle sê Here gee ons gekruisigde hande wat gee. Gekruisigde voete wat sal loop waar U sal loop. 'n Hart waarin ons ook sal weet dat ons by mense kan uitkom wat U nodig het. Daarom is dit so belangrik
dat ons betrokke sal raak by dit wat die wêreld regtig nodig het. Want Johannes 1 vers 14 herinner ons daaraan dat Jesus is vol van genade, maar hy is ook vol van waarheid. Met ander woorde, ons kan tussen mense kom en nog steeds die waarheid spreek. Dis juist daar waar mense die waarheid soek. Ek dink ons leef dalk met 'n wanpersepsie in die sin daarvan dat ons dink mense soek nie waarheid nie en daarom wil ons dalk 'n kerkbeeld aan hulle voorhou en dalk kerklik raak en dalk baie meer op 'n kerklike manier met mense omgaan. Maar eintlik wil mense net Bybelse waarheid weer hoor en Bybelse waarheid sien en Bybelse waarheid beleef, want dit is wat uiteindelik die verskil gaan maak in mense se lewens. En daarom is dit so belangrik, ek wil net 3 ankers noem wat ek dink belangrik is, wat ons moet aan dink. Nommer 1 is, as ons sê ons wil deel vorm, moet ons gewortel wees in die woord. Die woord moet deel van ons lewens wees, en dan kan dit vir ons dit makliker maak om by die volgende anker te gaan uitkom, en dit is dat ons handelinge, dit is wat mense wil sien. Mense wil nie vandag hoor hoe goed is God nie, hulle wil sien hoe goed is die Here, hulle wil sien hoe leef ons anderste. En dan die derde ding wat ek dink dalk die kerk so bietjie verloor het, is daai vurige getuienisse. Daardie manne en vroue wat gevul is met die Heilige Gees en met vuur, en dan daardie verskil maak in 'n wêreld wat dit so nodig het. En vir my gaan dit juist daaroor dat ons moet betrokke raak sodat mense by Jesus mag uitkom. Baie dankie Pastoor Benny. Pastoor Rian. Ja, so net om die vraag weer na te kyk. Jy het gevra hoe lyk doelmatige Christelike lewe buite kan die kerkmure? Nou, as ons die Bybel net vir 'n oomblik vat weer, as ons dan kyk byvoorbeeld na Moses, né? Toe die Here hom geroep het en hom afgesonder het, was daar 'n tydperk van afsondering. Daar was 'n tydperk van reiniging, maar daar was ook 'n tydperk van sending. So dis belangrik dat as jy afgesonderd is die volgende stap sending. So ek het so 'n stelling wat ek hier gemaak het en ek wil dit graag net met julle deel. So die Here praat met ons oor hierdie gedeelte en ek het in my hart hier vandag so 'n bietjie daaroor gaan dink. En die Here het vir my gesê, Rian, wat help dit jy's afgesonder, maar jy's nie uitgestuur nie? Dan beteken jou afsondering tog irrelevant niks nie. So dit help nie ek sonder af nie, vir wie sonder ek dan nou af? So as afsondering jou nie uitstuur nie, dan is daar fout met jou afsondering. En die tweede ding is, ons almal het al daai, ek weet nie of julle al Derek Prince se boek gelees van Set Apart for God. En ek wil net 'n ding aanhaal wat hy genoem het. Hy sê God sets people apart so that he can send them back with authority. So ons afsondering moet tog ons 'n geestelike autoriteit begin gee. En dadelik toe ek in hierdie gedeelte dink, toe vat dit my terug na die lig van die wêreld. Ons het so 'n bietjie daaroor al vroeër gepraat. Nou, lig van die wêreld beteken as jy 'n lig aansit in 'n donker vertrek, dan verander dit die atmosfeer. Is dit nie waar nie? Ek meen, iets wat donker is, iets wat koud is, en as daar 'n lekker warm lig opkom, dan sien jy skielik 'n atmosfeerverandering. So, mense moet afgesonderd wees om die atmosfeer daar buite in 'n donker wêreld te gaan verander. Die Here roep ons om nie net afgesonderd te bly nie, maar om uitgestuur te word vir sending. So, die relevantie vir my vir hierdie vraag is, die afsondering moet my vorm, dit moet my gereed maak, dit moet my die dissipline gee, dit moet my die verhouding gee. Maar ek kan dit nie alleen in my kamer hou nie, ek moet dit nou buite toe vat na die mense toe, ek moet my lig laat skyn. Nou ons almal ken daai gedeelte in Matteus 5 vers 16 wat sê, laat julle lig so skyn vir die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is verheerlik kan word. Nou, is dit nie die doel en die opdrag van afsondering nie, sodat ons daardie lig kan gaan skyn, en dan sê die Bybel pertinent daar, sy sê, moenie jou lig onder 'n maatemmer sit nie, so met ander woorde, nie nou in isolasie gaan nie, jy is nie so heilig, laat jy nou nie met mense moet meng. Hy sê juist, laat jou lig nou op die staander kom. 'n lig kan nie net weggesteek word nie. So dis belangrik dat ons hierdie gedeelte van daai doelmatigheid verstaan. So vir my is doelmatigheid vir die kerk as volg. Die eerste plek, ons is in 'n wêreldse omgewing, maar ons waardes is bietjie anders as die wêreld. Wat beteken daarby? Hulle gaan sien, weet nie dit vroeër al reeds gesê, hulle gaan sien ons is anderste. Hulle gaan dit gewaar, hulle gaan sien my optrede, die manier hoe ek praat. Daardie atmosfeer wat om my is, gaan anders te wees, die lig gaan skyn.
Die tweede ding is, wanneer ons wel praat, dan praat ons met wysheid, ons praat met Heilige Gees inspirasie, so ons maak nie kompromie nie, Ben het dit ook genoem, so dis my pragtig hoe ons by mekaar inpas, is daai brug wat ons bou, maar ons bou nie 'n brug met 'n kompromie nie, dis altyd, die Here Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe, so ons bly die weg, ons praat die waarheid, en ons bly by die lewe van Christus. Dan die volgende ding van hierdie afgesonderde versus tussen die wêreld is, ons moet 'n liefde vir hierdie wêreld wys. Maar onthou, wanneer ons liefde wys, het ons reeds gesê, moet ons altyd die waarheid praat. Ons kan nie sonde net toesmeer nie. Liefde beteken nie ek aanvaar alles nie. Liefde beteken ek gee so om vir jou dat die atmosfeer waarin jy gaan beweeg gaan nou verander en die lig gaan begin skyn. So ek gaan daardie uitstraal van daai Christelike gesindheid uitstraal. Ek gaan dit werklik moontlik maak dat daardie ontmoeting wat ek in die binnekamer gehad het, dat ek dit soos 'n goeie saad vanaand in sy hart ook kan saai. Ek gaan genade saai in iemand se lewe. Want jy sien, een ding van heiligmaking en afgesonderde lewe, mense wil baie wettisties begin raak. Maar wanneer ons in hierdie verhouding met Christus staan, dan gaan mense meer genade in ons lewens sien, want God hy openbaar jy sy liefde deur genade aan mense dan te gee. En dis daar waar die atmosfeer verander, dis daar waar die lig nou skielik in hierdie donker vertrek begin skyn. So, ek kan net so 3 punte vinnig noem, dan gaan ek vir die volgende spreker 'n kans gee. Wanneer die lig aangaan, dan skree die lig nie, die lig dwing nie. Die lig bring 'n nuwe helder atmosfeer. Dink bietjie daaraan. En dit is die doelmatigheid van afgesonderde lewe. Wanneer ons in 'n plek instap, dan moet die salwing die juke breek. Dan moet 'n atmosfeer gebreek. Dat mense wil sê, hoor, hier is iets anders, dat die Heilige Gees is beskikbaar en teenwoordig. Wat het julle wat anders is? En dit is daai doelmatigheid van afgesonderheid wat die Here vir ons vanaand wil sê. Baie dankie pastoor Rian, dit is vir my wonderlik om te luister na elke inset wat van al die kante af kom amper, soos jy 'n preek hoor, maar jy hoor hom 3 keer, so af 'n bietjie van 'n echo, en elke een kry jy 'n bietjie ietsie anders van. Pastoor Corneil op dieselfde vraag. Baie dankie pastoor Johnny en Rian en ook Benny. Broers, ek wil dit so bietjie meer kerk toe bring, want ek het maar die eenvoudige stelling wat ek altyd maak is, as die hoof siek is die res van die liggaam ook siek. So as ons in kerkverband so afgesonder leef, dat ons medebroers amper nie eers veilig is, of ons gemeente gemaklik na jou toe kan kom nie, hoe gaan ons ooit die wêreld bereik? So my oogpunt is altyd 'n wêreldling, sondaar, maar is my uiters belangrik dat die kerk gesond sal wees. En daarom dink ek net aan die woorde wat die wysste man van alle tye geskryf het, Salomo, toe in Spreuke 18:2 hierdie woorde uitry, sê hy wat hom afskei, soek sy eie belang en hy strek na niks wat tot voordeel is nie. Nou, en 'n man wat na homself natuurlik wat homself afskei, so afskei en hy soek sy eie belang, is 'n selfgesentreerde persoon, en die eintlike belangrike ding is Christus se identiteit moet in ons geweerspieël kan word. Ek onthou, en ek wil graag hierdie lewens iets vir julle vertel, toe ek en Michelle goedgekeur is vir die voltydse bediening, toe het die huidige pastoor wat toe oor ons was, ek praat van terwyl ek in die jeugaksie was, ek was toe reeds uit die gemeenteheid, my ingeroep en my en Michelle, en hulle het vir ons raad gegee oor, as ons in die voltydse bediening is, dit is nou wat ons moet doen. En sy enigste raad daai dag was, dat die gemeente mag nooit tot op my vlak kom nie, en ek mag nie tot op die gemeente se vlak kom nie. So broers, ek het al uitgestap saam met Michelle, 'n jong man, en ek het Michelle gesê, jy die raad gehoor, ja, sy het gehoor, en my raad aan haar was, ons verafskiet dit so ver as wat ons kan, want inteendeel moet ons juist by die volk uitkom. So pas op dat ons nie so hoog en heilig en afgesonder leef, dat ons nie eers by ons eie gemeente uitkom nie. En dan is ons oogmerk nog die wêreld. Hoeveel minder gaan ons by die wêreld uitkom? Maar 'n praktiese manier wat ons kan gebruik om Christus of dan hierdie wonderlike brug oor te kan kom van afgesonderdheid is verseker deur die taal van liefde te praat. Nou, jy praat taal van met liefde sonder om woorde by te sit, dat ek het vir jou sê, want dis in jou dade wat mens liefde sien. Woorde is nie altyd nie. Daarom sê 1 Johannes 3 vers 18, hoor hoe mooi sê hy dit, laat ons nie lief hê met woord of met tong nie, maar met die daad en in waarheid. Met ander woorde, dat dit wat ons doen in die waarheid, en wie is die waarheid? Christus is die waarheid, sodat
die daad wat ons doen in Christus sal wees, sonder om 'n woord te sê, presies wat Pastoor Rian eintlik probeer verduidelik het deur die ligse aanskakeling. En dan wat baie belangrik is in die wêreld aan die buitekant is, en ek het dit gebruik in die begin van ons opening by ons werkerskonferensie, is alledaagse integriteit. Wandel net in integriteit, waar jy kom, maak nie saak met wie nie, jy het nie nodig om baie te sê nie, hoor, want jou naam loop jy ons vooruit, en hierdie selfde wyse man, Paulus sê, 'n goeie naam is beter as goeie olie. Jy sal nooit die voorreg hê om hierdie brug oor te kom as jou naam jou verkeerdelik vooruitloop nie. En Pastoor Rian het natuurlik hierdie skrif van my in Matteus 5:16 ook aangehaal, laat julle lig so skyn voor die mense. Dit beteken dat ons nie afgesonder kan wees nie, maar dat ons doelmatig kan wees. En vir my en jou persoonlik, dis nou vir die wêreld, vir my en jou persoonlik, hoe kan ek self doelmatig wees? Is om net te erken dat jy God elke dag baie nodig het. Dat jy nie sonder hom kan gaan nie. Want dit help ook nie ons werk net aan 'n verhouding in die kerk of aan die mense nie, maar ook aan jouself moet ons werk aan hierdie doelmatige manier hoe om God tevrede kan stel om afgesonder te kan lewe. Baie dankie Pastoor John. Uitstekend, ek is mal oor daardie laaste punt en ek het so 'n week terug 'n Bybelstudie gelei rondom die onderwerp van om te sê, die geseënde liedjie wat sê, I can't even walk without you holding my hand. Wat is ons toch maar as 'n mens, dat ons nie eens weet, dat ons besef, dat ons kan nie eens loop, as dit nie was vir ons koning nie. Ek wil net sê, dat ek waardeer die insette, wat ook inkom in die klets gedeelte, ek wil sommer gou hierdie een lees, ek dink dit is nogal mooi, gaan kyk daar, sit 'n like op hom, as jy daarvan hou, sit jou eie in, Broer Flip Skutte sê, ons moet anders wees as die wêreldsmens. Die ou spreekwoord wat vertel dat die kinders van God is onderste bo mense. Ons wortels in Christus en sy koninkryk, terwyl ons die vrugte van die Gees hier op aarde dra, om as ambassadeur vir Gods lewens te verander. Vas in die fondasie met die hart vir 'n verlore gaande wêreld. Pragtig, baie mooi gestel. Ons beweeg aan na vraag 3 toe. Vraag 3 sê, waar verloor die balans, gemeentes die balans die maklikste? So, dis belangrik om te besef dat hierdie is nie nuwe prediking nie. Dis die eerste keer dat ons daaroor praat. Ek is seker oor die jare is daar al baie keer daaroor gepreek, baie keer dalk al Bybelstudies gedoen en bidure gespandeer en tyd gespandeer daaroor gepraat. Maar wat gebeur? Wat is die simptoom? Wat is die teken? Ek het gevra, is dit dalk te veel fokus op interne geestelike aktiwiteit? Iemand het vroeër genoem, probeer om heiliger te wees, probeer regtig om nader aan God te beweeg. En in een of ander tyd kry jy die idee dat jy moet wegtrek van mense af en op jou eie weg gaan kry. Of is dit dalk dat mense te veel aanpassing doen en probeer relevant bly en dat mense daarmee 'n probleem sien? Ons begin weer by Pastoor Benny. So kultuur is 'n verskriklike belangrike iets. Die krisis net is wanneer kultuur die dryfkrag word vir 'n gemeente en ons dan uit kultuur uitleef en dan verloor ons daardie verhouding met mense wat moet inkom of die wêreld dan nou. En dan begin etiese aspekte baie meer duideliker word en dan begin mense baie meer wetties te oordeel en wetties te gaan en om te gaan met hulle verhouding met die Here. Sodra 'n gemeente by 'n vlak gekom het waarin sy kultuur vir hom groter geword het as die wêreld of die redding van mense, dan sukkel jy om daardie brug te bou na die wêreld toe. So gemeente mag nie sy kultuur, hy moet 'n kultuur hê, want dit is deel van die lewe, maar sy kultuur mag nie groter raak as dit waarvoor God ons eintlik geroep het vir daai sending nie. Dan is dit so belangrik dat 'n mens moet baie versigtig wees, dat 'n gemeente naderhand in homself en deur homself bestuur word en uiteindelik die waarde verloor om nie uit te reik na buitewêreld toe nie. Daarom is aksies belangrik na buite toe. En daarom is dit belangrik dat pastore, gemeenskapspastore ook sal wees.
en nie net gemeentepastoor sal wees nie. Ja, dit is belangrik om jou gemeente, is baie belangrik om jou gemeente te gesond te hou en vir jou gemeente om te gee. Maar dit is baie belangrik om 'n gemeenskapspastoor te word. Ek dink baie van die kultuur moet die pastoor ook bestuur en daarom is dit belangrik dat hy dan sal uitreik na buite toe en dan ook gemeenskapsmens word. Baie dankie Pastoor Penny, ek waarsku maar net, daar was 'n bietjie van 'n kring daar so gewees, as jy dalk net seker maak dat die mikrofone af is as jy nie praat nie. Pastoor Jan. Ja, hierdie is 'n relevante, moeilike vraag, veral in Leriges kerk, en ekskuus, ons is nou hier so span saam. Maar waar verloor 'n gemeente sy balans die maklikste? Dis wanneer ons baie wetisties begin raak. Wanneer ons begin wette maak hoe om 'n afgesonderde lewe te lewe, hoe om heilig te lewe. Nou, wanneer mense kyk in die Ou Testament, enigiets wat heilig gemaak word of gemaak was, het 'n prosedure gehad. Nou, ons is baie maklik om daai prosedures te probeer vervolg, en as ons nou dit nagekom het, dan voel ons is heilig, en dan begin ons vergelykings te doen. Nou, dis 'n kultuur wat ek ook, en ek is jammer ek gebruik nou Benny se woord, maar ek het dit ook ervaar as 'n kultuur wat ons het. Ons kry kultuur van as ek 'n sekere ding gedoen het, dan het ek nou dit bereik en ek is heilig. En ons begin 'n reëls te vervang in plaas om verhouding te hê. So hierdie waar die gemeente wette maak, reëls maak, en ons vergeet dat dit gaan oor verhouding. Ons moet 'n verhouding met Christus hê. Ons moet 'n verhouding. Goed, kan julle my nou beter hoor? Daar sê. Kom ek begin weer van voor af. Ek wil nie myself te veel herhaal nie. So ek sê ek het net al klaar, miskien nog in die moeilikheid gekom met die moderator. So wat ek gesê het is, ons leer in Christus het 'n kultuur baie keer om te sê dat ons is die dieper lig. Nou ons het nie 'n probleem om te sê ons is die dieper lig nie, maar ons kry so 'n tipe van 'n aan 'n kerk, ons is beter as ander Christene. En hier is waar ons as 'n kerk maklikste ons balans verloor in Christus. Dis hier waar ons juist relevantie in afgesonderd lewe, want die Here wil hê ons moet die sout van die aarde wees. Ons moet hierdie lig laat skyn, ons moet hierdie verskil gaan maak, maar ons kry dit wanneer ons sê ons is die dieper lig, dan het ons 'n tipe van 'n onttrekkingssimptoom by ons. Ons wil nie meng met ander mense nie. Dit is asof ons hierdie wette begin maak wat ons sê dat afgesonderdheid is, beteken ons is afgesonderd, ons is alleen. En dit is die tipe van goeters waar ek voel waar die kerk maklik balans verloor, want ons kry baie keer hierdie idee dat ek mag nie nou met sondaars praat nie, ek mag nie met daai ou meng nie, want dan tel ek sy duiwels op. Ekskuus, ek praat nou baie eerlik en reguit. Maar dit is juist hier waar ons hierdie wette begin maak, en ons die lig van die wêreld is, hoe kan die duisternis die lig oorweldig? Dis nie moontlik nie, dis net nie, dit maak nie sin nie, wanneer ek in 'n donker plek kom en ek sit daai lig aan, het ek nog nooit die duisternis die lig sien bekruip en dit oorweldig nie. So ons moet relevantie kry met die feit dat God het ons geroep, God het ons gestuur. Daar's 'n heilige opdrag op ons lewens. Leer in Christus kerk het 'n belang. Ons is dalk bietjie anderste. Ons kultuur moenie inmeng met God se lig nie. So wat ek daarby sê is, 'n afgesonderde lewe is 'n heilige lewe, maar ons moenie wette maak en goed vir mense reëls en regulasies maak nie, want dan begin mense reëls en regulasies na te volg en hulle verloor heeltemal die verhouding. En as daar nie verhouding is nie, dan is daar ook nie plek vir afsondering nie. Die tweede ding is, ons moet pas op dat ons aktiwiteite, en nou praat ek weer heeltemal na die ander kant toe, want ons sit moet 'n balans hê hierso. Die ander kant is, ons kan met aktiwiteite in die kerk, kan ons ook die Heilige Gees weer uit die kerk uitvat. So ons moet baie versigtig wees. Reëls kan dit doen, maar ook aktiwiteite, wêreldse metodes. Ek praat nou van ons moet pas op dat ons nie aktiwiteite gebruik en die salwing verloor nie. Dan die laaste dat ek net so vinnig wil sê, waar kan ons maklik balans verloor is, ons moet ook pas op dat ons nie gewild raak nie en nie meer gehoorsaam is nie. So dit is baie belangrik dat ons hierdie balans kry. Die Here wil hê ons moet relevant wees, ons moet uitgestuur wees, ons moet sending doen. Maar ons moet nie gewild raak nie. Dit gaan nie oor die hoeveelheid likes wat ek op Facebook kry nie. Dit gaan oor ek moet die sendingwerk van Christus doen, die lig moet skyn. Afgesonderde mense is nie gewilde mense nie. Hulle praat die waarheid, hulle staan vir die waarheid. Hulle skyn die lig, maar hulle is ook nie veroordelende mense nie. Hulle gaan ook nie hulle gaan nie hoogmoedig wees nie. Hulle gaan nie onttrekkingssimptome kry en hulle self eenkant hou nie. So daar's 'n goeie balans. So waar is hierdie relevantie vir my waar ons maklik balans verloor? Ons kan maklik tussen die twee skale kan ons afval. Ons kan of te hoogmoedig raak of ons kan dalk te gewild raak. So daar's 'n belangrike ding wat die Bybel ons daar leer. Kry jou plek in Christus, soos ek vroeër gesê het, in die huis van die Here is daar voorwerpe van goud, silwer,
maak seker jy is die voorwerp waarvoor God jou geroep het, kry 'n relevantie daar, maar die geheim is, kry 'n heilige lewe in jou hart, maak seker dat jou hart skoon is. Maar ons moet pas op vir die ewewig, want daai twee gewigte staan teenoor mekaar, en dis die twee stryd ook maar seker waarvan die Bybel praat. Ek gaan daar stop, ek dink ek het relevant, redelik genoeg gepraat, maar die hoofsaak is, pas op vir reëls, dit breek verhouding. En die laaste ding is, geestelike trots breek ook verhouding. Ons moet pas op dat ons nie selfs die dieper lig nie, en dan kry ons hierdie houding dat ons is hoogmoedig. En dis maar al wat ek nou gaan sê. Dankie man. Dankie Pastoor Jan, Pastoor Corney. Dankie broeders. Ek was nou, ek het gisteraand of middag geland van Israel af, en ek was by die Klaagmuur, en daai ouens het nou daar so mooi godsdienstig gaan bid, elke een staan daar bid, het nie 'n saak met die res nie. Toe ek by die muurplek uitstap, en ek wil daar aan die bokant kom, ek wil so graag 'n foto saam met 'n ortodokse Jood gehad het, ek wil julle gewys toe lyk hulle ponies aan die kante, maar hulle is so afgesonder, dat jy nie eens 'n foto met hom saam kan neem nie. So hy het niks vir my van die godheid van die almag gewys, in elk geval met, ek wil amper sê, hulle eensydige manier van uitkyk op die lewe. Hulle is ook baie ongeskik regheid, hulle loop net waar hulle wil wees, kop af, hulle het niks met niemand te doen nie, om nou die kontak te kan behou. So die gees van godsdienst is 'n baie gevaarlike iets wat ons baie voor moet wakker wees, laat ons nie gedrewe word deur die gees van godsdienst nie. Die tweede ding wat ek wil sê is, ons moet ophou om onsself te vergelyk met ander kerke. Die Here het Lede in Christus Kerk 'n staanplek in die samelewing gegee, in Suid-Afrika en in die wêreld gegee, en ons moet ophou om onsself te vergelyk met ander kerke. Daarby sê ek nie, dat ons nie by ander kan leer oor bestuursvernuf en 'n paar dinge vaartbelyn te kan maak nie, maar hou op om onsself negatief te vergelyk teenoor ander kerke. En dan, vir my die heel belangrikste, los ek ook vir heel laaste met hierdie saak, is, wat kan ons doen om dit te verbeter? Broers, dis eintlik 'n eenvoudige antwoord wat werk nodig het, is dit, die werklike beweging en werking van die Heilige Gees. Want jy sal onthou, Paulus skryf, en hy noem hierdie gawes, en elke keer wanneer hy hierdie gawes noem, die 9 wonderlike Heilige Geesgawes, sê hy dat die Here het hierdie gawes gegee dat die gemeente gestig en bedien kan word. En ons moet die gawes gebruik om ons mense te kan dien. Ons moet ophou om probeer aanpassings te maak by verskillende dinge om mense te trek. Maar kom ons begin weer, laat die Heilige Gees mense deur ons diens kan bedien. Is hartseer om te sê, maar vir baie jare was daar name genoem in kerke, en selfs in ons kerk, dan as hulle sou sê, die Here het vir jou gesê, en sê hulle, ja, maar deur wie? En dan word daar as dit nou 'n sekere broer was, dan sou hulle sê, ja, maar as dit iemand anders was, ja, hy's 'n ware profeet. En hierdie persoon het amper groter geword as die gawe self. So, die werklike beweging van die Heilige Gees gaan ons help om nie te veel te fokus op interne geestelike aktiwiteite nie, en dit gaan ons ook help om nie aanpassings te wil maak nie, want die Heilige Gees weet wat die volk nodig het gister, hy weet vandag, en hy gaan ook môre weet. So kom ywer dat die Heilige Gees werking in ons dienste baie meer funksioneel sal wees, om ander te dien, en ons sal die verskil sien in ons kerk. Baie dankie, Pastoor John. Uitstekend, baie dankie. Terwyl die gesprek so gevoer word, het ek aan een gedagte gehad, het onlangs met iemand gepraat oor die woord wat ons so baie gehad het in die verlede, die woord sekte. En ek 'n bietjie gaan kyk wat dit beteken, waar kom dit vandaan, wat is die idee agter. En basies die sekte is enige iets wat ons probeer by die evangelie sit as meer as net Jesus. Ons het Jesus nodig. Dis Jesus, dit gaan alles net oor Jesus. So enige iemand wat iets bysit en vir jou vertel dat jy gaan die hemel toe nie, jy is nie heilig genoeg nie, jy praat nie genoeg tale nie, jy doen nie genoeg wat nie, is besig om op 'n sektiese manier op te tree. En dit laat my baie keer wonder, want ek dink terug aan die manier waarop ek groot geword het, en wat ek geleer het, en wat dit is, wat veronderstel is om te gebeur. Maar dan kom die besef terug daarna toe. Hierdie belangrikheid van die Gees van God,
die belangrikheid van Jesus, die belangrikheid van die Vader, en as ons net daarby volstaan, is dit al meer as genoeg. Ons beweeg nou in aan die laaste vraag. Ek wil net 'n laaste herinnering gee vir enige iemand wat dit dalk nog nie gedoen het nie. Ons het die skakel wat daar binne in die klets gedeelte is, asseblief registreer, maak net seker dat ons weet dat u wel hier was. En dan kan ons seker maak dat u ook in die toekoms gaan deelneem aan ons tempeldialoog. My laaste vraag, ek is lief daarvoor iets moet prakties wees. As dit nie prakties is en mense kan uitloop en sê hulle gaan iets anders doen nie, het ons nie ons doelwit bereik nie. So my vraag aan al drie is dan weer, watse praktiese riglyne het julle vir gemeentes en vir leierskap? Hoe lei ons mense om heilig te leef in 'n komplekse wêreld? En geef ons miskien voorbeelde, klein stappe, volhoubare stappe, iets wat mens kan, as hy dit gister nie gedoen het nie, wat hy kan môreoggend begin, of vanaand begin doen. Ek begin by Pastoor Penny. Ek dink die praktiese element daarvan is om regtig net weer mense te leer om in verhouding te staan met Christus. Ek dink verhouding is seker die belangrikste element van die kerk. En die oomblik wanneer ek in verhouding staan met Christus, dan beteken dit dat ek gaan doen wat hy vir my sê om te doen deur sy Heilige Gees. Daarom is dit belangrik om vir mense te leer om in verhouding met Christus te wees. Verhouding sluit mos nou in gebedstyd, woord lees, my tyd met God, my tyd met mense, om 'n geheiligde lewe te leef, beteken dat ek in verhouding staan met mense. Op 'n baie meer praktiese manier sal ek sê dat die gemeente doelbewus prediking moet ook hoor van hoe om betrokke te kan raak. Hoe raak ons betrokke by ons gemeenskap, by ons mense? Hoe kan ek 'n verskil maak in mense se lewens? Daarom is Bybelstudies belangrik. Ek dink 'n boek soos byvoorbeeld 'n doelgerigte lewe sal 'n besonderse Bybelstudie geleentheid wees. As jy selgroepe het om dit daar deur te gee vir jou mense daar. So op 'n praktiese manier staan in verhouding en laat verhouding dan die bepalende faktor wees, want uiteindelik sal verhouding dan die verskil maak in 'n gemeente se lewe. Baie dankie Pastoor Penny, Pastoor Rian. Kyk, daar's nie 'n vinnige maklike, maar ons kan vanaand 'n bietjie daaroor praat. As ek nie weet wie ek in Christus is nie, gaan ek altyd gaan verstaan hoe werk genade en gaan pas genade toe op ander mense, gaan pas genade toe op jou gemeente. Want dit is wat Jesus gedoen het. Hy het onvoorwaardelik genade uitgedeel. So as ons nou daai praktiese riglyn vanaand moet sê, vir my is dit leer identiteit. Verstaan wie jy in Christus is, voordat jy eers begin met bediening. Want as ons nie eers verstaan wie ons in Christus is nie, hoe moet ek dan nou bedien? So beklemtoon dan daai identiteit in Christus, want wanneer ek soos Christus begin optree en ek begin soos hy te lyk en mense kan Christus in my lewe sien, is dit nie eintlik heiligmaking nie, is dit nie eintlik 'n afgesonderde lewe nie. Ons met daai, ek wil dit nie 'n stel reëls noem, maar ek wil dit 'n verhoudingsooreenkoms noem. As ons daai verhoudingsooreenkoms noem wat mense kan sien Christus is in my lewe, dan is ek reg om te bedien, want dan gaan hulle Christus sien en nie variansie nie. Die tweede ding is, ek het dit al so vanaand so 'n paar keer genoem, is moenie 'n stel reëls maak nie 'n lys van moets en moenies nie, maar wandel in die genade van Christus elke dag. So ek wil dit oor elkeen op hierdie groep uitspreek, ontvang vanaand genade en ontvang vanaand daardie liefde van Christus wat jou vanaand gaan help om op te kan staan en wat jou nie gaan reëls en regulasies gee nie, maar wat jou gaan help om in verhouding te kom, wat jou gaan heilig maak. Nou, hoekom sê ek dit? Dit sê vir my, wanneer ek genade ontvang het, dan roep God my vir bediening. Nou, God is die ene wat die bediening heilig. So elke pastoor wat op hierdie groep is, net soos wat die Here Moses geheilig het op heilige grond, het hy daar sy bediening op ontvang en daar het God hom uitgestuur. So, julle is geroepenis. Met ander woorde, God het julle klaar geheilig. Julle is afgesonderd, julle is gestuur. En wie het julle gestuur? Die Heilige Gees. So vir my moet ons ook beklemtoon dat ons doen hierdie ding nie alleen nie. Ons is gestuurdes, maar ons het die Heilige Gees wat ons elke dag die leiding gee en ons leer en lei in alle waarheid. Ons kan dit nie alleen doen nie. So ons praat van 'n totale afhanklikheid. Vanaand moet ons mekaar sê, afgesonderdheid is 'n totale afhanklikheid aan die Here Jesus Christus, 'n totale afhanklikheid aan die Heilige Gees.
Wanneer ons die Handelinge gaan lees, dan sien ons dat die gemeente en die Heilige Gees het saam besluit. Dis tyd dat ons as kerk hierdie doelwit najag. Die Heilige Gees moet saam met ons die besluite neem. Want dis afsondering, want die Heilige Gees vir ons wys, want die Heilige Gees sal hom deurwerk. Dan gaan dit nie meer oor Jan nie, dan gaan dit oor Heilige Gees wat vanaand vir ons die rigting aanwys, die mylpaale uitwys. En dan die laaste ene, Benny het dit al reeds pragtig aanval, is bou volhoubare dissipline. Ons kan nie 'n geestelike lewe en 'n afgesonderde lewe hê as ons nie bid nie. Ons moet regtig tyd maak om te bid. Ons moet tyd maak om die Here te soek. Maar ons moet ook tyd maak vir mense. En ek wil dit waar die dissipline bymekaar kom. So as gelowiges moet ons tyd maak om te bid, woord te lees, ons het dit klaar gehoor. Maar die laaste ding van 'n afgesonderde lewe, en dit is nou regtig vir my die groot belangrikste ding. Ons moet gehoorsaam begin raak. En dit help nie ons het al hierdie reëls en al hierdie goeders wat ons doen, maar ons is nie gehoorsaam nie. En heiligheid word juis gemeet aan gehoorsaamheid. Ons kan kyk reg deur die Bybel. Abraham was gehoorsaam, reg deur. Josef was gehoorsaam. So 'n heilige lewe en 'n afgesonderde lewe is 'n totale gehoorsaamheid aan God se woord en die dinge wat hy doen. En dit sal ek sê is die relevantie vir my wat ek vanaand vir gemeenteleiers wil sê en vir ons leierskap. Kom ons raak net gehoorsaam en dan gaan die stem van die Here met ons begin praat. Uitstekend, baie dankie Pastoor Rian. Pastoor Corneille, die laaste een op die vraag en dan ook die laaste inset van die paneel se kant af. Baie dankie Pastoor Johnny, Rian en ook Pastoor Benny. Bruce, ek kan net dit weer onderstreep, presies wat my twee vorige sprekers gesê het, is om identiteit in Christus te kry. Nie identiteit in die kerkwêreld of in die kerk of wie ook al. Wie is jy in Christus? Gaan vra jouself die vraag regtig af, wie is jy in Christus? En ek vra myself, die praktiese deel hiervan af, vra ek myself baie keer hierdie vraag, wie is ek as ek nie in Christus sou wees nie? Wie sou ek wees? Van waar af kom ek? Wat sou my bestaan wees? Want jy kan nie begryp wie jy in Christus is as jy nie weet wie jy sou wees sonder hom nie. So, leer julle mense om net hierdie identiteit te kan ontwikkel. En dan wil ek ook sê, Bruce, moenie vergeet wie ons was 30 en 40 jaar terug nie. Moenie vergeet wie jy was voor jou redding nie. Want daai stukkie deel van jou lewe wat jy voor jou redding beleef het, gee aan jou sekere genade wat jy ook aan ander kan gee. En leer jou gemeente dat hulle nie hierdie holy molies is nie, maar inteendeel gered uit genade op pad na ewige lewe, onverdienstelik. En met die laaste ding wil ek baie graag afsluit. Ons het dit net so aangeraak in die laaste deel in Helderberg. Dis 'n kragtige ding wat vir my oopgegaan het, toe ons praat oor die 9 gawes van die Heilige Gees, en ek wil u bemoedig ook om dit te gaan probeer doen, en doen dit ook in jou gemeente. Een van die gawes van die Heilige Gees is die onderskeiding van geeste. En ons mense al so geleer om verskillende gawes of verskillende geeste te kan onderskei. Ons selfs onderskei geeste, dan is die atmosfeer swaar en drukkend, en dis al die geeste wat ons onderskei. Maar een ding wat die kerk verleer het, is om te onderskei wanneer is dit die Heilige Gees. So ons het die laaste stuk in Helderberg teruggegaan na dit toe en gesê, ons wil net die Heilige Gees onderskei. As hy inkom of as hy beweeg, watter manier en styl en rigting ook al, wil ons 100% seker wees, dit is die Heilige Gees wat werk. En ek het dit in my lewe begin toepas, en toe ek dit in my lewe begin toepas laas jaar, het daar 'n ander wêreld in die godheid vir my oopgegaan. So ek kan julle regtig bemoedig met dit. Kry identiteit in Christus, moet nooit vergeet wie jy was nie. Moet nooit vergeet waantoe was jy op pad nie, en begin om die Heilige Gees in alles van jou lewe te kan onderskei. Dankie, dit is my antwoord dan op daai vraag. Uitstekend. Uitstekend, baie dankie Pastoor Corneille en al die bywoners. Ek gaan nie hierdie herhaal nie, ek het 'n paar keer daaroor gepraat. Ek wil net vir u noem dat ons sal weer deur die omsendgroep sal ons weer 'n skakel uitstuur waar u kan u terugvoer gee. Ons waardeer regtig die terugvoer. Dit help ons om dit beter te maak, om dit meer relevant te maak. Ons het 'n regtig 'n propvol program wat ons beplan vir hierdie jaar. Pastoor William Parkin gaan weer by ons aansluit vir 'n paar verskeie leierskap onderwerpe waaroor ons gaan praat.
Pastoor Arnold gaan ons help met 'n paar ander onderwerpe rondom berading, profetiese bediening. So daar's baie goed wat ons regtig beplan om te gebruik. Maar ons is werklik bevoorreg geweest om vanaand hierdie paneel hier te hê. Ek het baie geleer, ek het dit regtig geniet. Gehou daarvan om te luister na wat hulle sê. Ek hoop dat u dit ook geniet en ons hoop om van die terugvoering te kry. Dis dan vir my 'n voorreg om hierdie geleentheid te vra dan ook vir pastoor Corneille as moderator van die kerk om vir ons die geleentheid af te sluit met 'n gebed, sommer te bid oor almal wat hier op hierdie gesprek is. Baie dankie pastoor Corneille. Vader, baie dankie dat u ons saamgevoeg het. Baie dankie vir my medebroers en susters. Dankie. Ek wil 'n goddelike seën oor hulle afbid, 'n keurseën, 'n seën uit die hemel, 'n Abraham seën soos wat u dit bepaal het. Vader, en u het nog nooit verander nie, en daarom bid ek dat daar 'n keurryke seën op elke een van hulle sal wees. Vader, ek vra ook, help ons dat ons nie eksklusief sal wees nie, maar help ons dat ons 'n doel en 'n verandering in hierdie wêreld sal hê en kan doen. Word op elke plek deur ons verheerlik en ek eer u vandag in Jesus wonderlike naam. Amen.